ek dink die goud lê in die verhouding tussen ons en God en die mense om ons, en dit is so moeilik om na die mense om ons te kyk as ons die hele tyd met God praat. Ja. I think that dis kind of maar waar hierdie ding vandaan. En ek's mal oor daai ons veroor geestelik tydjie goeters. Baie Christene hou van beklei en hulle hou deur hulle die seisoene, jy weet, dan is dit geestelike oorlogvoering en al hierdie goed. My opinie altyd op dit is, jy weet, oorlog is nooit 'n goeie ding nie. En Jesus het klaar as daar geveg was gewen. Ons hoef nie weer oorlog te gaan voer nie. Ons moet net leef in sy oorwinning, maar op daai ding van gebed is dalk iets om te noem. Jy weet, daar's 'n verskil tussen gebed en praat met die Here in my konteks. Regtig? Ja, Okay, verduidelik vir my. want die duiwel het ook gepraat met die Here. Die Okay. duiwel nie net in die hemel nie, maar jy lees in Job hoe hy praat met God. Jy lees in Jesus se versoeking, toe hy gelei is deur die Heilige Gees om versoek te word deur die duiwel, hoe daar gesprekke was, hoe die duiwel met God gepraat het, met Jesus gepraat het. En baie kere, ons moet versigtig wees, en ons hoor hierdie woorde altyd van ons groot word, pas op waarvoor jy bid. Ek dink is meer pas op hoe jy bid, as waarvoor jy bid. Jou gesindheid waarmee jy bid, is 'n baie groter waarheid, wat jou gaan lei. Breek my brein nou, ek het nog nooit so daaraan gedink, jou. Jy weet, daar's een ding, gebed is wanneer op jy daai plek kom, waar jy meer die Here se hart soek, as die Here se guns soek. En jy kom nie met selfsugtige ambisie nie, waar jy neergelê is en sê, okay Here, dis waar jy genoeg beklei het met die Here. En dan draai die gesprek. Is in daai draai waar gebed is.